Goeiemôre almal. Dankie worship span. Jy kan sommer so lank reg kry as jy wil, Christof. Jou goedjies. Ek is half bang om hierdie mic te want ek gaan begin huil. Ek is baie dankbaar hulle het my die mic gegee. Kom ek sit hom aan so lank. Is hy aan? Ek dink hy behoort aan te wees. Daar kom ek nou, Daar is hy. deur. Anyways, Ek bang is om te huil nie. Ek het klomp vrouens by die huis, so huil affronteer my nie. Ek huil graag. lekker. Maybe just a brief, very short. Hoekom is Christof hierso? Vertel my ook, ek wil ook weet. As hy. Ek hoop hulle kan ek dit opsom in so baie vinnige 3 minute. For a while now, the Lord has been helping us to see Marketplace as a place of ministry. I think there's a culture that's come a long way that church is church and work is work. And God is really helping us as a church family to see, no, we are the light and the salt wherever we go. Someone came to me recently, or it was actually a couple of times over the past couple of months, and they came to me and they asked, how can I serve in the church? And I think our heart is to say, okay, there is worship teams and there is counseling and there's things that's happening within the church. But if you ask me, I think it's the wrong question to ask. I think if I understand the Bible correctly, Ephesians 4 verse 12, it says, how can we help you serve as the church? So not serving so much in the church, but serving as the church. And that's really our heart. So Ephesians 4 verse 12 says, equip the saints for the work of the ministry. And if you're wondering what ministry means, it's acts of service, serving God and serving one another. And so our heart is, how do we equip the saints, which is you guys, for the work of the ministry? And that is everywhere. But if you ask me, you find yourself most of the time in your workplace. And so how do we become effective disciples, effective saints in this place of ministry? And so that's our heart. This is just one of the reasons why he's here, just to help, encourage, remind, equip us further as saints so that we can be the light and the salt within our workplace. That's why you're here. Baie dankie. Dankie, Christof. So ek's bietjie die mekaar, die het net Afrikaans gepraat, toe het ek gou vir Claude gevra of kan hy my hele presentation vir my in Afrikaans oorbou. Hy het, maar ek het besluit ek gaan nie, ek gaan Afrikaans praat, maar my slides is in Engels. So ons dek al twee kante. Die beste analogie wat ek al gehoor het vir wat Brett nou verduidelik het, is 'n sportanalogie. As ek na Jesus se lewe kyk, het hy ook baie keer in parables gepraat. En ek dink dit help ons om te verstaan. En 'n goeie sportanalogie, vir 'n lang tyd het ek geglo dat die wedstryd van die koninkryk van lig teen die koninkryk van donker word gespeel op 'n Sondag. En ek kom kyk die wedstryd. Met ander woorde, die pastoor en die mense wat voltyds in bediening is, hulle jol die game en ek kyk. Maar imagine 'n rugby wedstryd, imagine die Stormers gisteraand, net die coach was op die veld teen die ander 15 spelers. Dit sal 'n nagmerrie gewees het, maar tog funksioneer ons baie keer soos dit in die koninkryk. Ons het hierdie ding wat sê, julle is in die bediening en ek werk net. So, om dit te flip, ou het eendag vir my gesê, Christof, Sunday is the team talk. Sondag is halftyd, papa. Ons eet snytjies lemoene en ons drink water en partykeer word ons met die agterkant van die vletjie se toutjie geslaan. Ek weet vandag se kinders, ons mag dit nou nie meer doen nie, maar toe ek groot geword het, as jy nie jou kop in die losgemaal gedruk het nie, was jy met die toutjie geslaan. En dit het baie goed gewerk. So waaroor ek vandag wil praat is 'n manier van na die wêreld kyk. So die titel van my boodskap is 'n biblical worldview on work. En vir die van julle wat onseker is wat 'n worldview is, dink daaraan soos 'n bril wat jy aansit. Dit is 'n
of nie 'n subjektiewe nie, 'n subconscious, iets in jou onderbewussyn hoe jy na die wêreld kyk. Dis hoe jy iets observeer is 'n worldview. Dis 'n lens waardeur jy na iets kyk en jy besef dit nie noodwendig kognitiewelik nie. Dit gebeur in jou onderbewussyn. En vir die langste tyd het ek geglo dat werk is 'n straf. Werk is 'n nagevolge van die sondeval. Werk het gekom as gevolg van Adam en Eva wat nie hulle kant gebring het nie. Dit is hoe ek na werk gekyk het. En vandag gaan ek vir julle probeer verduidelik 'n reistog waarop die Here my gevat het om my worldview rondom werk te verander. Net so van Adam en Eva gepraat, dit het niks met my ek wil dit nie as 'n preek noem nie, kom ons noem dit net 'n gesprek te doen nie, maar ek het gevoel die Heilige Gees het my vanoggend daarvan herinner oor Adam en Eva en oor straf en nie straf nie. Die voordeel wat ek het is ek het 5 klein kindertjies. Jy gaan hulle nou daar op die skerm sien en die naaisting van kinders of die naaisting van as jy mense disipel is jy kry heeltyd interessante vrae. Goed wat jy as selfsprekend aanvaar, word jy gevra, maar hoekom dit? Hoekom dat? Hoekom klap ons hande as ons sing? Hoekom lig ons hande? Hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dat? En my kinders het eendag vir my gevra, "Pappa, hoekom was Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgeskop?" En my eerste antwoord, gelukkig het ek dit nie gesê nie, maar die ding wat by my opgekom het is, want hulle was stout en hulle moes gestraf geword het. En ek dink baie van ons het daai manier van dink rondom God. Maar as jy gaan lees wat staan daar in Genesis, daar was 2 bome, hulle mag van die een geëet het, maar hulle mag nie van die ander een geëet het nie. Die een wat hulle nog nie van geëet het nie, is die boom van lewe. En as hulle die boom van lewe geëet het, in hulle gevalde toestand, sou hulle vir ewig geleef het aan die kant van ewigheid. Met ander woorde, ons sal vir ewig geskei gewees het van die teenwoordigheid van God. So in sy liefde het hy hulle uit die tuin uit verwyder, laat hulle kan doodgaan, sodat as ons doodgaan, gaan ons hemel toe. So, dit is nie 'n straf gewees nie, dit is 'n ek beskerm jou en ek wil weer verhouding met jou kan hê en daarom haal ek jou uit die tuin uit. Maar soos ek sê, dit het niks met my preek te doen nie. So, dis net 'n freebie. Okay, so wie is ek? So Brett het vir julle verduidelik hoekom ek hier is. Baie dankie vir die verduideliking, dit help my ook. My weergawe hoekom ek hier is ek is in Shofar Somersuid Wes en Janko het my gebel en gesê, "Hi, Brett van Ceres het my gebel. Hulle soek iemand wat oor werk kan praat. Stel jy belang?" Ek sê ja, is reg. Ek sal oor werk praat. So as jy nou my volgende slide toe gaan, skyfie, dink ek is die regte Afrikaanse woord. So ek is 'n pa van 5 kinders. En 2 van hulle is aangeneem, 3 is biologies. Daar kan jy, dis die beste familiefoto wat ons het. Dit is baie moeilik om al 7 van ons vir 'n oomblik in tyd stil te laat staan. So aan die linkerkant sit ons op 'n stomp. Hier lê almal van hulle regs onder. So my oudste een is Zoe, sy is daar skuins bo, dan Anke, dan Bella, dan Janu, dan JJ. As jy nie kon agterkom nie, die jongste 2 seuns is aangeneem. As jy naby kyk, dis nou klein, maar die oë kleur gee dit weg. Ek en my vrou en my dogters het almal blou oë, hulle het bruin oë. My oudste seentjie begin nou lekker verstaan. Nou die dag sit hy langs die bank, vryf hy sy arm so, hy sê, "Pappa, Janu is bruin." Ek sê, "Ja, seun, nou hou ek my arm." Ek sê, "En pappa, wat se kleur is pappa?" "Pappa is geel." So ek is geel, as julle gewonder het. En nog iets net verniet om te deel, die krag van aanneming is ongelooflik sterk. Wie van julle het onlangs die genealogie van Jesus gelees? Okay, maar in die boek van Matteus sal jy sien die genealogie van Jesus is geskryf daar. Wie se genealogie is dit? Dis sy ma se. Nee? En dan in die ander boek, wie se genealogie is daar? Josef se. Wat het Josef met Jesus se genealogie uit te waai? Niks nie. Josef het vir Jesus aangeneem, maar tog deur Josef se bloedlyn was Jesus se die vervulling van die belofte. So Josef het sy bloedlyn vir Jesus aangegee
deur om hom aan te neem. So daar is 'n ongelooflike kragtige ding wat in die gees gebeur. So wat is ek nog? As jy na my volgende skyfie toe gaan, ek is 'n man. Ek is 'n husband to one very beautiful wife. Ek sê namens my gesin om verskoning dat hulle nie hier kon wees nie, hulle wil baie graag. My vrou het onlangs operasie en al twee haar voete gehad, wat haar bietjie immobile maak, en ons het lank gewikke geweeg, wat is meer uitdagend, om haar met die 5 kinders by die huis te los, of om haar en die 5 kinders saam te bring, en ons het toe met 'n flip of 'n coin besluit, sy kinders bly by die huis. So, ek is 'n man, en wat is ek nog? As jy na my volgende skyfie toe gaan, ek is 'n werkgewer. So ek hardloop 'n maatskappy met die naam Kernmead, en ons verskaf werk vir net so oor die 100 mense, en dit is 'n groot gedeelte van my lewe. Dit is omtrent waar ek, kom ons sê, tussen 30 en 40% van my tyd spandeer, en ek dink baie van ons val in daai kategorie. En die rede hoekom ek hierdie lang aanleiding gee, is ek wil hê julle moet verstaan wie praat met julle vandag. Ek is nie voltyds in die bediening nie. Ek dink hierdie is die 4de, miskien 5de keer in my lewe wat ek al gepreek het, waarvan die 4 ander kere op uitreik was. So, dit, vanoggend vra Christo vir my, wat is 'n mikrofoon soek jy? Soek jy die een met jou hand vashou of soek jy een op jou kop? Ek sê vir hom, ek weet nie, wat is die verskil? Toe sê Brett, die een is soos 'n fighter pilot, en die ander een, ek soos die fighter pilot een. Ek soek die fighter pilot een. So, as julle my sien met die ding, dit is snaaks genoeg my droomberoep as kind ook gewees, as ek wel 'n fighter pilot gewees het, maar my lewe het nou nie soos dit uitgedraai nie. So, ek is nie hier vandag as 'n geleerde iemand wat voltyds in gediens geneem is deur die kerk nie. Ek is net nog 'n average Joe. Ek is net 'n gemeentelid in Somerset West. Ek is nog steeds nie heeltemal seker hoekom Jan Kor my gekies het nie, maar ek kies om te glo die Here is besig met iets. So ek wil julle vandag 'n vraag vra, as jy na my volgende skyfie toe kan gaan, is, hoe sal jy jouself voorstel aan iemand? Ek het nou vanoggend 'n klomp van julle vir die eerste keer ontmoet, en ek vind dit fascinerend, hoe stel mense hulle self voor? Dit is of, hallo, ek is Christof, ek is 'n veiligheidskonsultant in die konstruksiebedryf. Ek het vanoggend geleer, wat ek eintlik moes geweet het, is, meeste van julle gaan vir my sê, hulle is iewers betrokke in landbou. Of direk of indirek. Blykbaar is indirek in landbou, is as jy finansies binne in 'n landboumaatskappy doen. Dan is jy indirek betrokke in landbou. So, hoe stel jy jouself voor? 'n Ander manier hoe ek myself daar kan voorstel, hang af wat die konteks is. Ek kan sê, hallo, ek is Zoe se pa, sy het nou net doel gespeel vir die onder 9C span. So hang af in watse geselskap jy is, hang af hoe jy jouself voorstel, maar hoe jy jouself voorstel, glo ek, stel bloot 'n hiërargie van hoe jy jouself sien, waar jou identiteit lê primêrlik. Jou voorstelling is 'n baie kragtige ding, en dit sê vir jou ongelooflik baie van jouself. Ekskuus, ek kyk hoe laat dit is, maar Brett het gesê ons kan tot so 2 uur gaan, so ek moet net seker maak ek pace myself reg. Julle moet net vir my snacks uitpak, anders gaan ek dalk bietjie lighoofdig raak. So, ek het 'n vraag vir julle. Hoe het God homself voorgestel aan ons? Het julle al ooit vir julleself daai vraag gevra? So as jy met my saamstem, laat hoe mens jouself voorstel is belangrik. Dit vorm 'n prentjie van 'n mens. Hoe ek myself vanoggend voorgestel het, ek het 'n prentjie gevorm, want meeste van julle het geen idee wie ek is nie. Julle sit hier met goeder trou, laat Brett en Jan Kor weet wat het hulle gedoen, en ek gaan nie vir julle 'n klomp nonsens vertel nie. Maar ek wil my geplaas het binne in julle kop in 'n spesifieke manier. En my voorstelling het dit gedoen. So my vraag is, hoe het God homself aan ons voorgestel? Jy kan antwoord as jy wil, as jy jou hand opsteek. Ek like dit, kom ons maak dit interaktief. As 'n dienskneg. Okay, dis 'n goeie antwoord. Ek dink nie noodwendig dit is die eerste voorstelling wat ons van God het nie. Sê gou weer? I am. Okay, I am, dis 'n manier. Gaan we my na die volgende skyfie toe. Genesis 1 vers 1.
God introduces himself not as a king sitting on a throne, issuing decrees. Dis hoe, as ek God was, sal ek myself 10 teen soos dit voorgestel het. Soos, ek kan op my troon sit, ek het 'n scepter, ek het 'n kroon, julle almal moet buig. Ek sal julle dien en ek sal al hierdie goeders doen, maar julle moet weet. Soos my fighter pilot mikrofoon, soos ek wil ook net bietjie iets voel. Maar dis nie wat God doen nie. In the beginning, wat het God gedoen? God created. God het gewerk. Hoe het God se werk gelyk? Hy het tohu wawau, baie fancy woord vir sê formless and void. Hy het chaos gevat en hy het dit in orde omskep. En hy het dit in 6 dae gedoen. Hy het gekom in 'n spasie in waar daar geen orde was nie. En hy het geskep en hy het gewerk en hy het goed in plek gestel sodat dit in orde geplaas kan word. Toe het hy ons gemaak. En onthou, Adam het nog nie van die vrug geëet nie. Net nog 'n free woord vir almal van julle, sondeval het eers gekom toe Adam die vrug geëet het. Nie toe Eva dit geëet het nie. So, voor Adam die vrug geëet het God gesê, okay, nou kom julle, en nou plaas ek julle in die tuin. En wat het hy gesê? Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Werk die grond. As 'n landbougemeenskap hoef ek julle niks te vertel van hoe om die grond te werk nie. So die eerste hopelik nuwe liggie wat ek wil hê moet aangaan in julle koppe vandag is werk was daar voor die sondeval. Die eerste keer toe ek dit besef het, was ek stom geslaan. Ek kon dit nie glo nie. Ek moes dit oor en oor en oor vir myself weer gaan lees. Ek kon nie verstaan hoekom was werk daar voor die sonde nie. Hoekom kan ons nie net onder 'n palmboom sit en iets nice drink, of hoekom kan ons nie net met ons kinders bal skop nie, hoekom kan ons nie, en ek sien dit in besigheid, mense bou 'n besigheid, dan verkoop hulle hom vir meer geld as wat jy kan dink iemand kan kry, en dan relax hulle vir 'n maand, of sê, as jy weer hoor het die ou weer iets begin, en hy het weer iets gebou, en hy, soos, mens is nie gemaak om nie te werk nie. Ek sê, we are built to walk uphill, is my manier om dit te vrys. Dis hoe ons gewire is. Ons is gemaak in die beeld van God. En in wat se beeld is dit? Dis als die waarheid. I am who I say I am. I am the great I am. Ek is 'n dienskneg. I come to serve and not to be served. Dit is die waarheid, maar dis nie die eerste ding wat hy vir ons gewys het nie. Die eerste ding wat hy gewys het, is ek is 'n werker, en ek maak jou in my beeld as 'n werker, en ek laat jou los in die wêreld om aan te hou werk. Okay? So, werk was daar voor die sondeval. Maar nou, ongelukkig, het Adam die vrug geëet. So toe het sonde ingekom. So wat het verander? As jy na die volgende skyfie toe kan gaan. So ek gaan vir ons lees van Genesis 3, 17 tot 19. Jy kan jou Bybel oopmaak en saam met my lees. As jy nie jou Bybel het nie, sit net langs 'n ander Christen en dan kan jy saam met hulle lees. So since you listened to your wife and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. En elke persoon in landbou, so, julle verstaan wat dit beteken. All your life you will struggle to scratch a living from it. It will grow thorns and thistles for you. Through you you will eat of its grain, but by sweat of your brow you will have food to eat until you return to the ground from which you were made. For you were made from dust, and to dust you will return. Work doesn't disappear after the fall. The mandate remained. What changed was the cost of work.
thorns and thistles. Work is not what we are cursed with. Work is a privilege that we get to partake of. En ek gaan daai klein bietjie unpack, ek gaan daai verder verduidelik later aan as ek aangaan, maar so volg saam met my die fondasie wat ek lê. God kom en hy stel homself voor as 'n werker. Dit is wie ek is. Dit is die eerste ding wat ek wil hê julle van my moet weet. Ek maak jou in my beeld en ek sit jou in die tuin, voor sonde, werk. Maak seker dat hierdie tuin nie chaos word nie. Ek gaan jou, almal van julle, 'n baie snaakse foto op die volgende skyfie wys. Werk, maak seker hierdie tuin gaan nie heeltemal tot niet nie. Toe sondig die mens. Toe kom daar 'n breuk in verhouding en God straf nie werk nie, maar die grond. Hy het nie 'n straf oor werk uitgespreek nie. Hy het die werk wat ons moet doen, die grond wat ons moet doen, die Excel spreadsheet wat jy moet laat balanseer, die boom wat jy moet snoei, die kinders wat jy moet grootmaak, die mense wat jy moet onderrig, het moeiliker geword. Maar die mandaat is dieselfde. Niks noemenswaardig of van substansie het verander in die mandaat nie. Die mandaat het dieselfde gebly. En na die volgende skyfie toe gaan. Order wants to return to chaos. As the law of entropy, ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê nie. As daar slimmer mense as ek in die gehoor is, kan julle vir my vertel. Nou hierdie is 'n baie klein foto, julle kan dit dalk nou nie mooi sien nie. Maar dis my groentetuin. Of wat is veronderstel om 'n groentetuin te wees? Ons het weggegaan vir so 2 weke en as ek eerlik kan wees, so 2 tot 3 weke voor ons weggegaan het, my tuin ook nie die aandag gekry wat hy moes gekry het nie. En toe ek teruggekom het, toe omtrent die enigste ding wat ordentlik gegroei het, was die eie en die tomaties en 'n klomp bossies. Maar ek het niks eetbaar uit daai tuin uit kon kry nie. Ek moes oorbegin. En dit was 'n pragtige, mooi groentetuin, reguit geplante ruitjies. Die beste wat ek het kan doen. Wat ek van landbou weet is baie min, maar ek was nogal heel trots op my groentetuin. En in 'n kwessie van 5 weke het die hele ding net uitgerafel. Hy het net weggegaan. So wat is ons rol? Ons moet water gee. Ons moet proen. Ons moet gesny word en ons moet ook sny. Dis iets wat ons nie lief is om te hoor nie. Dawid skryf iets baie mooi. Hy sê, Here, jou stok en jou staf vertroos my. Dis 'n versie wat verlore is op vandag se Christene. Want ten minste waar ek vandaan kom, verstaan ek nie wat dit beteken om 'n herder te wees met 'n stok en 'n staf nie. So 'n lang staf met so 'n haak aan die bokant. Gaan lees ek op, wat is die doel van die staf? As 'n skaap loop waar hy nie moet loop nie, dan gryp die herder die skaap met die staf en hy bring hom nie so saggies en versigtig as moontlik terug tot waar hy bring die skaap tot waar die skaap moet wees. En Dawid sê, daai gedeelte van die Here vertroos hom. En hoe meer ek op dit mediteer, hoe meer besef ek die Here haal goeders uit my lewe uit. Wat ongemaklik, sleg en seer is, baie keer, gereeld. En net omdat ek dit nie verstaan nie, hou ek nie daarvan nie. Maar as ek kan myself oortuig dat sy wee is hoër as my wee en hy weet beter en dis sy stok en sy staf wat besig is om goed in my lewe te doen en myself posisioneer as 'n skaap, dis 'n ander ding wat vir my baie interessant is. Ons lees dat ons is die skape van sy kudde en dan dink ons dis 'n kompliment. Weet nie wanneer laas julle na 'n skaap gekyk het en gedink het, wat 'n pragtige, grasieuse, intelligente dier is jy nie. Weet nie wie van julle met skape boer nie, maar ek het nog nooit na 'n skaap gekyk en dit gedink nie. Nog nooit nie. Maar tog sê die Here, ons is die skape van sy kudde. Ons het 'n stok en 'n staf nodig. Ons het dit nodig. So wanneer dit kom,
plaas jou vertroue in hom. 'n Mooi manier vir my om dit te sê is, ek plaas my geloof primêrlik in sy ability, sy manier om my te lei. My geloof is nie primêrlik in my vermoë om hom te volg nie. Ek gaan daai weer sê, my geloof is primêrlik in sy vermoë om my te lei, nie in my vermoë om hom te volg nie. Hy is die goeie herder, ek is nie die goeie skaap nie. Miskien is daai 'n woord van julle vanoggend. Ek het vir 'n lang tyd geglo, ek is 'n goeie skaap. Ek kan vir jou eerstaan sê, en as my vrou hier was, sal sy vir julle definitief gesê het, ek is nie 'n goeie skaap nie. Ek is 'n baie slegte skaap. So ons moet geproen word, die weeds moet uitgetrek word, en dan baie belangrik, en dis waar Brett se inleiding van toepassing kom, ons moet opdaag met 'n sekere denkwyse. Ons moet opdaag in 'n sekere posture. Hoe jy by die werk opdaag, maak 'n verskil oor die impak wat jy gaan maak. Daag ek op net om te doen wat van my verwag word? Ek het vir 'n lang tyd geglo, ek werk primêrlik as gevolg van twee redes. Ek werk omdat dit 'n straf is as gevolg van die sondeval, en ek werk omdat ek moet, want ek moet kos voorsien vir my gesin. Dis wat ek geglo het. En dit was hoe ek opgedaag het. En ek hoop vandag kan ek julle oortuig, laat nie een van daai twee goed waar is nie. Dit is nie 'n gedeelte van die vloek waaronder ons is nie. Ons is onder 'n vloek. Ons is heiliglik waar ons nou is ons vry van die nagevolge van die vloek, verseker. Maar ons is nie vry van die gevolge van die vloek nie. Lewe is moeilik. Lewe is hard. En Jesus het nooit beloof dat hy dit gaan maklik en gelyk maak aan hierdie kant van ewigheid nie. Maar hy het beloof hy gaan ons nooit verlaat nie. Wonderlike belofte. Ons moet net die regte perspektief hou. So as jy na die volgende skyfie toe gaan, hier is hoe ek voel baie van ons dink. Ek het vir so lank soos dit gedink. Ek het twee gedeeltes van my lewe gehad. Sacred, secular. Heilig en wêrelds. En ek glo nie dit is so 'n Christen moet leef nie. Van dit, die nagevolge van dit is, daar's 'n paar nagevolge van dit, maar ek dink die grootste een, ek dink dis wat die duiwel so goed reg gekry het, is ons glo die leuen, laat wat ons doen, van 'n maandag tot 'n Vrydag, van 'n 7 tot 'n 5, maak nie 'n impak vir die koninkryk nie. So ons smag na iets, want almal van ons sit hier vanoggend, want ons wil graag die goeie skaap wees. Ek praat vandag met mense wat wil die koninkryk bou. Ek praat met mense wat wil 'n verskil maak. Ek praat met mense wat hulle naaste wil lief hê. Ek praat met mense wat eendag wil hoor, well done my good and faithful servant. Ek praat met daai mense, maar hoekom voel ons dit nie? Hoekom smag ons om, ek wil ook by die kerk dien? Op 'n side note, ek is glad nie jaloers daarop om, soos ek wil nie by die kerk dien nie. As die Here my roep, sal ek, maar soos, en ek kan dit sê, want ek dien nie by die kerk nie, maar om hierdie slegte skaapie te lei, dit moet baie uitdagend wees. My pastoor in Pretoria het altyd gesê, we are a volunteer-based organisation and we staff accordingly. Die voordeel wat ek het, is ek kan vir my werknemers sê, jy gaan nou dit doen, en hulle luister vir my, want ek betaal hulle salaris. Pastoor kan nie dit doen nie. Mooi vra en asseblief, en kan ons, en ek praat met myself ook, nie net met julle nie. Soos ek is nie jaloers op nie, dit moet 'n baie groot uitdaging wees. Dit moet baie erg wees. Een van my baie goeie vriende trek nou na Namibië toe, julle het hom dalk ontmoet, het Benjamin en Mariette hier kom praat. Wonderlike mense, hulle het nou in ons huis gebly voordat hulle gegaan het.
En hy sit met sy hande in sy hare voordat hulle gaan. Ek deel nou, hierdie is nou net tussen my en Brett, moet nie vir iemand anders sê, ek het dit gesê nie. Hy sukkel om hulle begroting te laat klop. Want mense kom en sê, ons gaan jou hand, ons gaan vir jou bid, en ons stuur jou, en dit is so cool, dat julle julle lewe neerlê vir die koninkryk, en is amazing. Maar, waar betaal ek maandeliks? Benjamin, hoe maak ek seker jy kan jou kinders deur skool sit? Hoe maak ek seker jy het blyplek in Namibië? Hoe maak ek seker jy sit kos op die tafel? Ja, die Here gaan voorsien, en hy is die eienaar van beeste op 1000 juwels, maar hy doen niks op aarde, wat nie deur mense is nie. Vir elke wonderwerk moet iemand bid. Vir elke rand moes iemand gewerk het. Ek weet nie hoe ek daar opgeëindig het. Nou moet ek net gou my beerings terugbring. Sacred en secular. Jy sien, ek is nie op hierdie ding, julle moet my vergewe. Ek figure dit uit saam met julle, okay. So, as dit nie is hoe dit moet lyk nie, hoe moet dit dan lyk? Kom ons gaan na die volgende skyfie toe. Ek glo, dit moet geblend word met mekaar. Daar's 'n ding in die koöperatiewe wêreld wat genoem word work-life balance. Ek weet nie wie van julle al die term gehoor het nie. Dis vir my 'n afskuwelike term. Ek hou niks daarvan nie. Want die term impliseer die volgende. Laat partykeer is ek 'n pa, partykeer is ek 'n man, partykeer is ek 'n werkgewer. Nou probeer ek nog bietjie fietsry ook tussenin, so nou is ek nog so kamakastige fietsryer ook, en dan moet ek nou partykeer die, en dan is ek nog 'n selleier, en nou het ek al hierdie kompartemente, nou moet ek dit balanseer. Moet dit nou op 'n manier op 'n tak sit, en dan moet die ding nou, en dan met die Here se genade kry ek dit reg, die ding balanseer. My heaven help us all, nou moet niks verander nie. Een van my 5 kinders mag nie siek word nie. Een van my debiteure by die werk mag nie laat betaal nie. Een van die mense in my selgroep mag om vader se naam nou tog net nie opdaag, want dan is die balans weer uit. En dan moet Christof nou weer tweak aan die stelsel totdat dit balanseer. Soos wat ek hier staan, is ek 'n pa, 'n man, 'n werkgewer, 'n fietsryer, 'n fighter pilot, blykbaar. Ek is al daai goed op een slag, so wat ek glo is harmonie. Ek wil hê my lewe moet sing soos 'n jet engine. Jet engines is nie gebalanseer nie. Dit is nie soos 'n kar se wiel wat jy gewig kies. Daai ding moet in harmonie loop. Die suurstof en die petrol en alles moet presies in die regte volgorde daarin gesit word, en dan sing hy so mooi. En as hy bietjie uit is, hy gooi nog, maar dan tweak jy hom, terwyl jy aangaan, maar niks is uit balans uit nie. Okay, so, wat jy op 'n Sondag doen, en hierdie is 'n boldstelling, wat jy op 'n Sondag doen, voel ek maak minder saak vir die koninkryk, as wat jy op 'n Maandagoggend doen. Daar's 'n, ek het gewonder of ek hierdie moet deel, maar die feit dat die Here my weer van dit herinner, sê ek moet. Daar's 'n aanhangsel wat ek baie van hou, maar dit is een van daai aanhangsels van jy moet aan jou stoel vashou as iemand dit sê, maar gelukkig sit almal van julle. En die aanhangsel sê, Christians don't tell lies, they come to church and sing them. Christians don't tell lies, they come to church and sing them. Lord, I give you all. Voel jy die Here praat met jou oor geldjie gee vir iemand? All behalwe daai. Lord, I give you all. Christof, jy moet bietjie minder fietsry. Jou vrou het operasie gehad en nie my fietsry nie, Here. Soos ek sal minder werk, maar fietsry. Is ons yielded to the Spirit. Ek sal julle 'n getuienis vertel. En hierdie gaan nou baie dramaties klink, maar dis 'n ware verhaal. En dit het my seker 3 jaar gevat om terug te kom
met intimiteit met die Here waar ek was voor hierdie ding gebeur het. Ons het, toe ek nog in Pretoria gebly het, Encounter 4 gefasiliteer. Ek weet nie wie van julle het al Encounter 4 gedoen nie. So ons het die hele dag in worship spandeer en toe het een van my vriende Kaap toe getrek en hy sal op sy eie deur gery het. Sy naam is Arno. Toe sê ek vir hom, nee, ek sal saam jou ry. Maar hy was nie by Encounter nie. Hy het die dag geslaap, dat ons gaan nou deur die aand ry. Maar ek het ook 'n uitreik gelei Botswana toe. En daai vergadering was die volgende dag 12 uur na die oggenddiens. Die Sondag na die oggenddiens. Toe sê ek vir hom, nou problem Arno, ons klim 5 uur in die kar, na ons Encounter gedoen het, dan ry ek deur die aand saam met jou, Kaap toe, dan laai jy vir my 8 uur, by die lughawe af in die Kaap, en dan vlieg ek terug, en dan sê ek net na 10 uit die jet uit, met my mikrofoon, en dan as ek in my kar is, dan is ek net 12 uur betyds vir my missions meeting. Dit het baie goed gewerk, ek was op tyd vir my missions meeting, maar soos jy jouself kan indink, was ek baie moeg, baie moeg. Toe ek daai oggend op die vliegtuig klim, toe wil ek net so graag, net so bietjie eiltjie knip, net so bietjie slaap, en toe ek gaan sit, toe voel ek die Here sê, jy moet met die ou langs jou op die vliegtuig praat. So ek sê, nee. Zero kans dat ek daai nou gaan doen. En die ironie van die verhaal is, ek kon nie eers slaap nie. So ek het net ek weet nie wat ek gedoen het, maar ek het nie met die ou gepraat nie. En toe ek van daai vliegtuig afklim, vir die volgende 3 jaar, kon ek gevoel het daar's 'n vertrouensbreuk. Ek kon gevoel het die Heilige Gees het gesê, jy het gebou, en ek het jou met iets vertrou wat ewigheidswaarde het. En jy het dit nie gekies nie. Die oorlede Reinhard Bonker sê dit so, hy sê, as jy 2 stowe in jou huis het, en die een stoof is warm, en die ander stoof is koud, met watse stoof gaan jy kos maak? Met die warm een. Hoekom nie met die koue een nie? Is jy kwaad vir die koue een? Is die koue een lelik? Wil jy die koue een straf? Nee, jy het kos wat gemaak moet word, en jy het hitte nodig om dit te doen. So wanneer die Here jou nie gebruik nie, is dit nie omdat hy wil jou nie straf nie, maar jy het jouself nie geposisioneer om deur hom gebruik te word nie. Ons verantwoordelikheid is om seker te maak ons is 'n warm stoof. Wat se potte op ons neergesit word en hoe die kos lyk, en moet jy terwyl jy moeg is, ou op 'n vliegtuig iets sê, moet jy na Namibië toe gaan, moet jy by die werkplek op, is inconsequential, is irrelevant. Is jy 'n warm stoof? Is die vraag. So wat jy op 'n maandagooggend doen, is die belangrikste ding van jou Christenwandel met Jesus. Okay, so ons het nou begin met die begin, soos die Mary Poppins liedjie sê, it's the very best place to start. So God het homself voorgestel as 'n werker, toe gee hy die mandaat vir ons werk voor sonde, toe val sonde, nou is dit moeiliker. Nou is daar dorings en klomp goeters. So nou is die vraag, is ek besig om 'n klomp braasbeeltjies politoer te smeer op 'n sinkende skip? Wat bedoel ek met daai stelling? Ons bly in 'n gebroke wêreld, my kontribusie, met ander woorde, my werk kan sekerlik nie ewigheidswaarde toevoeg nie, so hoekom sal wat ek doen belangrik wees vir die Here? Dis 'n vraag wat baie van ons het. So kom ons gaan nou 'n stappie verder, as jy nou my volgende skyfie toe kan gaan. So hierdie is 'n versie wat ek baie van hou, wat sê, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter the joy of your master. Jesus wat praat, was 'n parable wat Jesus vertel van iemand wat op 'n journey gaan het en teruggekom het en met een van sy slawe praat, maar dit gee vir ons 'n beeldjie van ewigheid. So ek het 'n paar leuns geglo. Die eerste leuen wat ek geglo het is, sonde is as gevolg, werk is as gevolg van sonde. Dit is deel van my straf.
En ek weet nie wie daai mense is wat glo hulle moet hulle self straf en met swepe slaan, maar tog doen hulle dit want hulle is lief vir die Here. Dis bietjie hoe ek oor werk gevoel het. Soos ek het dit gedoen en ek het dit goed gedoen, maar dit was soos regtig Here, moet ek die las dra? Hoekom? Soos sure is Adam se skuld. Toe verander die Here, maar kyk, dis nie sonde. Dis nie sonde se skuld nie. Ek het jou in my beeld geskape, jy moet dit kan doen. Toe gaan ek deur hierdie, maar ek voel of ek braas beeltjies politoer op 'n skip wat anyway gaan sink. Soos wat ook al ek hier doen, gaan saam met die skip sink en ek gaan niks van dit saam met my kan vat nie. So hoekom? Hoekom moet ek dit doen vir die Here? En ons sien 'n gedeelte van dit in hierdie stukkie. Jesus sê, as jy getrou was oor die werk wat jy aan hierdie kant van ewigheid doen, en hier moet jy nou in jou stoel vashou, gaan jy getrou wees aan die werk wat ek vir jou gaan gee in die hemel. Hierdie mag dalk nuus wees vir van julle. Ons gaan werk in die hemel. Ons gaan nie onder 'n palmboom gaan lê en net heeldag liedjies sing. Die werk gaan anders lyk. Daar gaan nie meer dorings wees nie, daar gaan nie meer trane wees nie. Daar gaan nie 'n son wees nie. Jesus self gaan die lig wees. Dit gaan amazing wees. Maar ons gaan werk. Onthou, ons is in sy beeld geskape. Toe Jesus opgegaan het, wat het hy gesê gaan hy doen? Het hy gesê hy gaan net gaan sit? I am preparing a place for you in my Father's mansion. Hy werk. Hy bou vir ons 'n huisie. Hy moet baie huise bou, daar's baie mense. So die beeltjies wat ons politoer op hierdie sinkende skip, nie net het dit waarde vir die koninkryk nie, dit bepaal waarmee hy jou gaan vertrou in die hemel. Daar's 'n versie wat vir my bitter bang maak. So, daarso is 2 dae van oordeel, waardeur ons moet gaan, die bokke en die skape. Met ander woorde, gaan ons op of gaan ons af. Maar dan is daar waar die skape, met ander woorde ekke, gaan rekenskap gee van elke woord wat ek gespreek het. Hoe het ek opgedaag by die werk? Hoe het ek my werknemers gehanteer? Hoe het jy met jou baas gepraat? Hoe het jy jou werk gedoen? En dan die versie wat my bang maak, is nie die bokke skape. Daai versie maak nie vir my bang nie. Want Jesus se bloed is genoeg. Ek is definitief 'n skaap. Maar daar is 'n versie wat sê, for some will be saved, but smell of smoke. So ons werk aan die kant van ewigheid en ons bou met sekere goeders. Van ons bou met precious gems en jewels, ons werk asof ons vir die Here werk, ons verstaan hierdie ding, dat werk is meer as net 'n means to an end. Ons werk self is worship na die Here toe, ons bou met precious gems. Dan is daar mense wat werk, maar ons sien dit as 'n straf. Ons sien dit as 'n nagevolge van die sondeval. Ons sien dit as 'n negatiewe ding. En die Bybel sê, dis die mense wat hulle bou, maar met strooi. En wanneer die vuur kom, julle almal kyk vir my met groot oë, julle is asof julle 'n ander Bybel as ek lees. Wanneer die vuur kom, en hierdie werk word getoets, gaan van dit afgebrand word en van dit nie. En die wat met strooi gebou het, gaan dit maak, maar Bybel sê hulle gaan ruik soos rook. Ek weet nie wanneer laas jy soos rook geruik het nie, maar as ek by die huis kom van 'n braai of van die Bosveld of iets af, dan sê my vrou, gaan stort en gaan was jou klere, jy klim nie in ons bed terwyl jy soos 'n stroois ruik nie. Ek wil nie vir ewigheid soos 'n stroois ruik nie. Dis 'n baie lang tyd om soos 'n stroois te ruik. Okay, so, God het homself voorgestel as 'n werker. Toe sê hy, nou moet julle gaan werk, toe kom die sondeval in, nou het ek vir julle vertel, ons gaan werk in die hemel ook.
So, wat sê ek vir julle as jy na die volgende skyfie toe gaan? Werk was en sal altyd die plan bly. Niks het verander nie. Work is not what we are cursed with. Work is what we are privileged to do. We have been given the supernatural ability to take disorder and create order. Just like our Creator. Wat 'n voorreg is dit nie. Ons is die enigste spesie, ding, iets wat iets van nie orde na orde toe kan vat nie. Die diere kry dit reg bietjie, maar net tot voordeel van hulle self. Wat is die groot ding wat God se werk gedoen het? Dit was op my eerste skyfie, tot voordeel van ander. Daar's sekere diere wat positiewe neeweffekte het as gevolg van hulle werk, bye is 'n goeie voorbeeld, maar ek beloof vir jou, geen by dink ek gaan nou hierdie nektar gaan kry en dan gaan ek nou hier 'n heuning gaan maak en dan gaan die tannie wat by Woolies die ding koop super bly wees nie. Geen by dink soos dit nie. Beloof vir jou. Maar tog ons kan soos dit dink. Ons kan mense seën met hoe ons die stoele pak. Ons kan mense seën met hoe ons iemand verwelkom by die deur. Ons kan iemand seën vir hoe jy met die werkers op die plaas deel. Ons kan die baas seën met hoe ons met hom praat as hy bietjie van 'n, ek is in kerk, so ek moet nou my woorde mooi kies, maar as hy bietjie van 'n, ek weet nie wat om te sê nie, slegte baas is. Ons kan die verskil maak. So, volgende skyfie. Before the fall, God worked. He created order from chaos. He gave us the mandate to subdue and fill the earth. Work was pure worship. No thorns, no resistance, no sweat. Just a creative partnership with God. After the fall, work became harder, thorns, thistles, sweat of the brow, entropy. But the mandate never changed. Work remained. It just came at a greater cost. It's still worship, just more costly. In eternity, work will exist in eternity. We will reign with Him. Heaven is not a permanent retirement. Miskien is dit 'n woord vir iemand vandag. Work is not a permanent retirement. Van die van julle wat bietjie meer silwer pile op julle kop het. Maak sterk klaar. Ek vra vir julle so mooi. Paulus het vir Timothy geskryf. Ek love om die boeke van Timothy te lees, want dit is iets wat ek primêrlik passievol oor twee goed. Ek's passievol oor werk en ek's passievol oor disippelskap. Oor enigiets van daai twee kan ek ietsie te sê hê. En hoekom ek so baie van die boeke van Timothy hou, is jy het 'n ouer ou, wat baie suksesvol in die koninkryk was, wat vir 'n jonger ou advies gee. Mentorskap, disippelskap, verhouding. So ek eer daai briewe op, en Paulus sê, Timothy, look at me, for I have run the good race, and I have run it unto completion. Ek het sterk klaar gemaak, Timothy. So ek bemoedig jou, maak jy ook sterk klaar. My vrou hou nie baie daarvan dat ek hierdie sê nie, maar ek gaan dit sê, en dit is my persoonlike oortuiging, en ek sê nie, dis noodwendig die waarheid nie, maar dis wat ek glo. Ek glo nie, ons gaan vir Salomo in die hemel sien nie. En hoekom ek so sê is, Salomo was die wysste man wat ooit geleef het. Hy is die ou wat vir God sy plek op aarde gebou het. Hy het amazing goed vir die Here gedoen, maar die probleem is, daar's so klein versie in die Bybel wat ons baie keer net oor dit lees en dan daar staan, and at the end of Solomon's life, his heart was far from God. Ek is nog jonk, ek is baie bevoorreg dat ek baie jonk is, baie jonger as wat ek voel, ek beloof jou. En baie keer jonger as wat ek lyk ook, my vrou sê gereeld vir my, jy nog baie vloei of 'n ou wat nog nie 40 is nie.
En sy koop vir my gesiggroompies en gesigseepies en sê ek het vir ek wil nie goed hê nie. Sy sê jy moet, as jy dit nie nou, as dit nie as jy 50 is, gaan jy 70 lyk. 'n gebed wat ek nou al vir myself bid, is dat ek kan sterk klaarmaak. Want hoe ons klaarmaak is bitter belangrik. Imagine jy kyk 100 meter resies en Usain Bolt spring weg en hy hardloop en 2 meter voor die lyn stop hy. Hy gaan klaarmaak, maar nou begin hy stap. Wat beteken daai ander 90 meter? So full out effort wat hy gegee het. Daai is ook verniet, dit was nie deel van my preekie. Work is not what we are cursed with. Work is what we are privileged to do. We have been given the supernatural ability to take disorder and create order, just like our Creator. Ek kan na die volgende skyfie toe gaan. En ek gaan nou amper hierdie jet beginne laat land. Ek weet nie of julle daai kan lees nie, maar dit lyk amper of dit Chinees is. Dit is nie Chinees nie, ek beloof. So as die band dalk vir my kan opkom, sal dit great wees. So die gedagte wat ek julle mee wil los, is die gedagte dat jou werk, nie as ek by die werk is en ek deel die evangelie, nie as ek by die werk is en ek vertel vir iemand van Jesus, nie as ek by die werk is en ek kan aktiewelik iemand disipel, daai goeders is great en amazing en asseblief doen dit. Moet nou nie hier weggaan en vir almal sê Christof sê ons hoef nie die evangelie te versprei by die werkplek. Dis nie wat ek sê nie. Maar hoe jy jou werk doen is aanbidding tot die Here. En 'n woord wat ek gekry het op pad hiertoe vanoggend wat ek gebid het is, hier's van julle wat sit en dink, Christof, dis 'n great boodskap, maar jy weet nie wat my werk is nie. Jy weet nie hoe laag af op die voedingsketting is my werk nie. It's nice vir jou om te sê, want jy is 'n werkgewer, ek is 'n werknemer. En die woord wat ek gekry het is twee, die een woord wat ek gekry het is in Lukas 3 en die ander een wat ek nou kry is, ek weet nie of wie van julle ken die storie van Daniel nie. Nadat hy in die leeuden was, toe was hy aangestel as die head of the soothsayers. So as Daniel vandag vir jou 'n e-pos stuur, gaan sy signature lees, head of the magicians. Maar in sy posisie as die as die hoof van al die mense wat magic doen in die mees goddelose nasie ooit, het God hom gebruik. Die ander woord wat ek gekry het, so dis is jy in 'n baie slegte sektor werk, maar jy het baie autoriteit. Dis daai woord vir jou. Maar vir baie van ons dink, ja, maar Christof, dis nice, maar vir 'n average Joe soos ek, hoe werk dit? En ek gaan vir julle iets lees uit Lukas 3 uit, die grootste profeet wat ooit geleef het hierdie gesê. Wie is dit? Wie weet? Jesus is 'n goeie antwoord. Gewoonlik as enigiemand iets vra in kerk en jy sê Jesus, dan is jy so super naby. Maar Jesus het gesê hierdie ou is die grootste profeet ooit. Johannes die Doper. So die konteks van die vers wat ek gaan lees is Johannes die Doper is besig om mense te doop en klomp mense kom na hom toe. Toe is daar twee groepe mense wat met Johannes die Doper sê, maar hoe kan ons gedoop word? Belastingopnemers, Romeinse soldate. Vir volle konteks, as jy nie verstaan wie hulle was in daai konteks nie, die Romeine het die Joodse nasie met militêre krag onderdruk. Daar kan nie 'n slegter rol of iets wees waar jy jouself 100% moet ingooi nie.
As ek Johannes die Doper was, sal ek vir die Romeinse soldaat gesê het, weet jy wat moet jy doen om gered te word? Jy moet ophou om 'n soldaat te wees, en jy moet gaan en besny word, en jy moet 'n Jood word, en jy moet hier kom aanbid op hierdie berg. Dis wat ek sou gesê het. Prys die Here, ek was nie Johannes die Doper nie. Of die belastingopgaarders, Joodse mense, wat namens hierdie soldate geld vat om hulle te verryk. Die belastingkoers onder Romeinse regering was 70 tot 80%. So ek weet nie hoe jy oor SARS voel nie, papa. Ek is nie 'n baie groot fan van SARS nie, want tussen VAT en pay as you earn en company tax, tussen daai drie goeters, like, man, en dan my paai nog potholes in ook, en as ek soos, Here, help my hart. Soos, help my hart, so dan bid ek maar vir hulle. Maar in 'n belastingkoers van 70 tot 80% kom die mense wat die belasting opgaar en vra vir Johannes die Doper, so wat moet ek doen om in hierdie koninkryk wat jy van praat te kan funksioneer dat die Here kan trots wees op my? Wat sê hy? Hy sê vir die soldate, moenie 'n strenger iets op mense enforce as wat jy veronderstel is om te enforce nie. Met ander woorde, wees 'n goeie soldaat. As die Romeinse regering wil hê jy moet iemand 3 keer met 'n sweep slaan, nie moet hom glad nie slaan nie, slaan hom 3 keer. Moet hom nie 4 keer slaan nie. Maar as jy hom 3 keer slaan, dan mag jy gedoop word en jy mag inkom. As jy moet 70 of 80% belasting invorder vir 'n oppressive military force, nie 85 of 90% invorder nie. Vorder in wat jy moet invorder. Klim in die water en sluit aan by ons. Die Here sal trots wees op jou. So maak nie saak waar jy jouself vind in hierdie ding nie. As jy doen wat jy doen, asof jy dit vir die Here doen, is dit worship. So julle kan saam met my staan, en jy kan ook my laaste slide aansit. Sorry, amper val ek boor jou. Stand. Ek weet nie hoe maak julle gewoonlik hier, of julle bid of nie bid nie, maar ek is lief daarvoor om te bid. Ek is lief daarvoor om mense te nooi om aksie te neem. Dis wat ek love van my kinders. Nou die dag lees ek 'n versie van waar Jesus praat van die goeie boom en hoe gaan mense hulle ken deur hulle vrugte. Nou vra ek my kinders, hoe lyk 'n boom wat goeie vrugte dra? En ek verwag iets wat 'n 7-jarige vir my kan sê. Ek verwag nie baie nie. En my dogtertjie verstaan die koninkryk so mooi. Sy sê, "Pappa, 'n boom wat goeie vrugte dra, is 'n boom wat hoor en doen." Dink ek, wow, amazing. Maar tog sê ek verstaan nog steeds nie wat sy sê nie. Toe gaan sy verder, sy sê, "Pappa, baie mense glo, goeie bome is die bome wat hoor en nie doen nie. Maar hoor sonder doen, is jy nog steeds 'n slegte boom." Ek wil julle nooi om te doen. So daar's 2 groepe mense vir wat ek wil bid. Van julle glo, soos wat ek geglo het, my werk kan nie gesien word as aanbidding tot die Here nie. My werk is iets waar die Here nie in belang stel nie. My 8 tot 5, maandag tot vrydag, die Here kry nie plesier daarin nie. Ek wil graag vir julle bid. En die ander groep vir wie ek wil bid het, is die wat voel, hulle kan nie uittreë en lei in daai spasie nie. Die Here het mense wat nodig het, wat opstaan vir reg en geregtigheid. Ek het 100 mense wat ek sê saam my werk, maar realisties vir my werk. Elke week het ons 2 ure wat ek preek vir hulle. Ek noem dit 'n staff meeting, maar ons open met skriflesing en gebed en die slides is op en ek hoor wat gaan aan met hulle lewe en ek vertrou die Here vir woord en ek kan jou besig hou met getuienisse vir baie lank. Van mense wat gedoop is by die werk, mense wat geloof in dit insit. Ons het 51% van ons maatskappy gevat en ons het vir 'n trust gegee wat orphan en vulnerable children care doen. So
My mense het 'n plek waar hulle kan kom purposefully werk en dit is iets waarvoor ek opgestaan het. En ons mense hier wat moet opstaan vir dit. Soos wat ek praat, voel jy die Here het al vir jare vir jou gesê, herposisioneer jou besigheid sodat ek dit kan gebruik. Maar jy is te bang om dit te doen. En dis nou al klomp jaar van dat ek dit gedoen het en ek is nog steeds bang. So moenie wag dat die vrees weggaan nie. My favorite quote is, bravery isn't the absence of fear, bravery is action despite the presence thereof. So, ek gaan vir ons afsluit in gebed en dan gaan ek die band vra om vir ons te lei in worship. Dan wil ek julle nooi, kom vorentoe. Laat ons hande lê op julle, neem aksie, wees die boom wat hoor en doen. Moenie die boom wees wat net hoor nie. As jy nie wil vorentoe kom nie, is dit fine. Hê 'n gesprek met die Here. Wat ek nie wil hê moet gebeur nie, is ons moet oor hierdie praat en ons stap uit en ons gaan drink koffie en môreoggend is ek weer onseker of wat ek doen 'n verskil maak vir die Here. Ek glo daar word vandag 'n saadjie in julle hart geplant. Dit is wat ek en my vrou gebid het. 'n Saadjie wat gaan groei soos 'n mosterdsaadjie tot 'n boom wat kan huisves vir ander diere. Jesus, dankie vir u liefde vir ons. Dankie dat ons kan vertrou dat u is passievol oor werk. Ja, Here, ek bid vir elke saadjie wat vanoggend gesaai is, dat u oor dit sal spreek, Vader. Laat daar lewe wees. Ek bid vir elke saad wat van u af gebore is, dat dit sal vrugte dra, 60, 80, selfs al 100voudig. Vader, maar ek vra ook vir elke saadjie wat nie van u af gebore is nie, elke woord wat ek gespreek het wat nie van u af kom nie, laat daai saad op die grond sal val en sal doodgaan, Vader. Dit sal geen vrug dra nie, maar net die saad wat van u afkom, Vader. So soos wat ons nou vir u 'n aanbiddingslied gaan sing, Vader, in respons na wat in die gees hier gebeur, vra ek dat u dit sal oordra na môre en oormôre en na die res van ons lewens toe, Vader, en laat ons kan sterk klaarmaak soos wat Paulus het, Vader.